Hartlik goeiemôre geliefdes. Wat 'n groot voorreg om terug te wees vanoggend by ons eie plekkie, ons ou klein kerkie. Die mensies wat ons het, ek is by my gewone customers vanoggend, behalwe ons het 'n besoeker. En ek het gesien sy kom daar van Mini Potholes af. Die registrasienommer sê so. En toe het ek gevra en sy het ook bevestig sy kom van Mini Potholes af. Ken julle wat is Mini Potholes? Ja, Mini Potholes. Nou ja, elke oggend, elke sonnaandoggend nooi ons julle uit. As dit is via YouTube, is dit via dat jy hiernatoe ry en by ons kom kuier. Julle is meer as welkom om van ons te kom kuier. Ons vra net met baie groot liefde dat julle ons sal laat weet as julle by die hek is. Die hek word vir sekere doeleindes toegehou. Ja, dit is Suid-Afrika en Suid-Afrika gaan dinge moeilik hierdie op hierdie stadium. Jy moet meer as reg wees. So ons hou die hek toe. As jy hier is, gee ons 'n boodskap. Ons gaan mettertyd Natasha en Tina se nommers opsit sodat ons ten minste 3 nommers het. As jy my dadelik nie in die hande kry nie, dan het jy iemand anders om ook dan net 'n boodskap te stuur. Eintlik die beste sal wees, geliefdes, as jy ons 'n Vrydagmiddag laat weet dat jy gaan kerk toe kom Sondagoggend, dan maak ons voorbereiding. Nie dat ons nie voorbereid nie, ons is voorbereid, né Tina? Heeltemal meer as reg, né Mishka? Ons is meer as reg om te doen wat die Here van ons verwag. So hiermee nooi ek julle plegtig met baie liefde uit. As jy moeg is vir Kempton Park, as jy moeg is vir Springs, as jy moeg is vir die Oosrand in die dorp in die stad waar dinge nou nie lekker gaan nie, ry na ons toe, kom kyk 'n bietjie wat op die plase aangaan. Miskien daai change of scenery doen iets in jou hart. En glo vir my dat ons uit ons hart uit julle sal verwelkom. Ons is meer as reg en gereed as gemeente om nuwe mense, al is dit kuiergaste, te laat welkom voel. Want die evangelie van Jesus Christus moet uitgaan. Hierdie is die laaste golf. Pastoor Swys, wat ons is nou mos onder 'n nuwe sambreel, as ek dit so kan stel, 'n nuwe, wil nie sê organisasie nie, wat oor ons is en waarmee ons saamwerk, en hulle logo wat hulle vir ons gemaak het, is so 'n brander wat na die strand toe aanspoel. En dit is, wil ek amper sê, 'n profesie wat ons gehad het die ander dag toe ons by mekaar gekom het, waar iemand ingebel het en gesê het, hy wil vir ons sê, dit is die laaste golf. Hierdie is ons laaste kans om die evangelie te kan versprei en mense reg te kry. Nikita, my ou narkie. Ekskuus, ek spot. Daar's mense wat gaan afval aan die einde van tyd. Hulle gaan die Here Jesus verraai, verloon, wegdraai. Dinge doen wat nie by die evangelie pas nie. Maar dis nie my boodskap nie. Kom ons bid eers saam en ons vra vir die genade van die Here om met ons te wees. Abba Vader, dit is net uit genade wat ons hierdie ou plekkie het, Here, waar ons kan uitroep, Abba Vader, hoor ons gebede. Here, hoor Tina se geroep, Here, hoor Sebastian se geroep, hoor ons almal se geroep, Here, na U, Here, want ons het vir U nou meer nodig as ooit tevore. En ons kom om vanoggend te pleit, asseblief, o my heilige God, wees met ons in hierdie tyd, en wees saam met ons in alles wat nou moet gebeur, Here. Ons prys en ons eer U dat U beloof het dat U ons nooit sal begewe of ons nooit sal verlaat nie. Ons eer U daarvoor en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Wees dan nou saam met my, Here. Seën my lippe, seën my gedagtes, Here, dat ek nie iets skeef sal sê nie. Ek eer en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, nou ek weet nou nie, glo daar seker baie mense wat nou laasweek gekyk het en seker maar ek het nou so selfbewus gevoel oor 'n woordjie wat ek gesê het, Natasha, die woordjie voetsek. Ek het dit nie verkeerd bedoel nie. Ek het maar net gesê dat daar kan 'n tyd kom waar die Here dalk vir jou gaan sê, gaan weg. Hy ken vir jou nie, maar alright, kom ons gaan. 'n Klein dingetjie kan groot ramp veroorsaak. Die onbekeerde natuur van ons gedagtes, die oorsaak van 'n groot ramp. Klink dit reg, Diwan? 'n Klein dingetjie kan 'n groot ramp veroorsaak. Die onbekeerde natuur van ons gedagtes, die oorsaak van 'n ramp. Nou, miskien laat ek dit verduidelik en dan gaan ek 'n kort storie vertel. My kort storie kom vanoggend van uit 2000
Die wêreld is weer eens geskok in 2000 weens 'n groot vliegtuigramp wat plaasgevind het, spesiaal vir jou, Nikita. En hierdie keer was dit 'n baie beroemde vliegtuig wat neergestort het, die Concorde, die wêreld se vinnigste vliegtuig of passasiersvliegtuig, laat ek so sê. Sy spoed is 'n enorme 2179 km/h. Die tyd wat dit hom sal vat om reg rondom die aarde te vlieg is net onder 30 uur. Vat dit hom om reg rondom die aarde te kan vlieg. Nou op hierdie dag in 2000 het 'n Air France vlug 4590 gereed gemaak om van Parys na New York te vlieg. En op die aanloopbaan, die trap hy 'n klein ysterstrip raak. En dit veroorsaak dat sy tyre bars. Die tyre wat bars veroorsaak dat daar 'n stuk van die tyre wat gebars is, die tank tref, die vliegtuig se brandstoftank tref, en dit veroorsaak dat die vliegtuig aan die brand steek en neerstort. Ek weet dat meeste van ons daai prentjie in ons gedagtes het van hierdie Concorde wat so 'n groot boog getrek het deur die lug en geval het. 109 mense dood as gevolg van hierdie ramp, Tina. En net 'n ou klein strippie wat van 'n ander vliegtuig afgeval het, wat die tyre getref het, wat die tank laat bars het, wat veroorsaak dat hy val. Nou wat sê ek vanoggend? Wat jy doen is wat jy dink. Nou ek moet nou sê of erken, Natasha, dat ek ook nou ChatGPT vra. En dit is eintlik vir my eintlik 'n gevaarlike plek, Tina, want waar is ons God dan as ons ChatGPT die hele tyd vra? Maar om net 'n kontras te kan tref, om te kan seker maak dat ek vir julle albei kante van hierdie ding gee, sodat julle kan weet wat aangaan, gebruik ek nou maar ChatGPT. Ek was nou eintlik baie teen dit gewees, maar nou ja. Hy sê hier, your thoughts play a powerful role in shaping your spiritual life because the inner world directly influence how you believe. Die binneste wat in jou gedagtes aangaan, vorm en maak jou soos wat jy is. Dit wat jy dink en dit wat jy ervaar. Alle geloofsoortuigings is dit eens dat gedagtes reflekteer jou geloof. Ons as Christene, die Boeddhiste en die Hindoes glo dat jou gedagtes die plek is waar jy geestelik gevorm word. Nou wat sê ek? Het dit enigiets met ons Christelike geloof te doen? Ja, dit het alles. Spreuke 23 kom hy en hy sê in vers 7, hy sê, want soos hy in sy siel bedink, so is hy. Nou oké. Hoe gebeur dit dat ek negatiewe gedagtes het? Hoe gebeur dit dat my gedagtes veroorsaak dat ek spiritueel nie ontwikkel soos wat God wil hê ek moet ontwikkel nie? Hoe gebeur dit? Dit gebeur baie maklik, Tina, en ek het praat al baie jare hieroor, as gevolg van die dinge wat ons sien, die dinge wat ons ervaar, dit veroorsaak dat ons geestelik op 'n ander vlak leef. Die musiek wat ons na luister, en ek sê weer vanoggend, dis nie dat ek 'n aanval het teen Afrikaanse musiek nie. Maar op hierdie stadium doen die Afrikaanse musiek die wêreldse wonders deur om goeders in ons siel te plaas, gedagtes daar te plaas wat nie daar hoort nie. Ek wil weer sê, en dis nie dat ek sê ek het 'n aanval op enige Afrikaanse popster, as ek so kan sê nie. Hulle maak musiek wat die sinne van die mens streel. Dit maak jou emosioneel opgewek, maar dit doen niks in jou gees nie. En inteendeel, dan wanneer jy nou opgehype is, wanneer jy nou goed voel, plant hulle 'n gedagte daar. Gaan luister maar al hierdie musiek waarna ons luister. Dit het te doen met welis, nie liefde nie. Dit plant idees wat nie daar hoort nie. Wat is die ander ding, Diwan? Die oë. Dit wat ek sien. Dit wat ek sien plaas gedagtes in my hart. As ek die hele tyd negatiewe goeie sien, wat is besig om te gebeur in my hart? Gedagtes verander die manier wat ek glo. As ek nou vir 'n hele aand of vir 'n hele week, Natasha, gaan begin kyk na dat aliens 'n werklikheid is, wat gaan met my geestelike wêreld gebeur? Wat gaan in my geesteswêreld gebeur? Gaan ek besig wees om te begin glo dat dit is wat moet wees? Of miskien as ons nou begin meer
geestelike goeders begin kyk, meer geloofsoortuiging goeders kyk, in die sin van, ons kyk na predikers wat die waarheid gepreek het vir die laaste eeu, gaan dit ons nie verander hoe ons in ons hart begin kyk na die wêreld nie? Die probleem is, Divan, is dat ons gaan by 'n plek kom waar ons die Here Jesus gaan mis. En so heeltemal gaan mis. Dat ons hom nie gaan eers sien of gaan ervaar nie. En dit is nie 'n tyd hierdie nou nie, Natasha, waar ons in leef om die Here te kan mis nie. Hierdie tyd waarom ons nou leef, wat dinge wat gebeur so vinnig en so gou, kan ons nie nou nog vandag sê, ek sal wag vir môre, of ek sal nog 'n bietjie die en ek sal nog 'n bietjie daai nie. Dit kan veroorsaak dat jy die Here heeltemal mis. Ek kan nie sien hoe mense partykeer nog vandag en hulle daar die dinge doen wat hulle doen nie, Mieske. Dan vra mense vir my, maar hoe is die fout? Waar is die fout? Hoe lê die fout? Wat is verkeerd? Waar sien jy dat daar iets met my verkeerd is? En dan is dit eenvoudig, jy moet net self vir jou jy sien die ding wat ons nie kan doen nie, Natasha, is om in 'n spieël te kan kyk. En ek praat nie van daai spieël daar by die huis nie, ek praat van 'n spieël, 'n morele spieël te kan kyk om te sê, Here, of hierdie morele spieël kan kyk en sê, Here, waar pas ek nie? En die Here gaan vir jou wys. Nikita, weet jy daarvan? Dat die Here vir ons 'n spieël oplig uit die Bybel uit en vir ons wys wat in ons lewens aangaan. Glo jy dit? Divan, glo jy dit? Toe maar my kind, ek gaan vandag vir jou wys. Hier's 'n spieël hier binne in die Bybel en baie min mense wil regtig in hierdie spieël kyk want hulle is bang vir wat hulle gaan raak sien. In Galasiërs 5 kom hy en hy begin sekere dinge sê. Hy sê, laat ek net sien hierso. En die werke van die vlees is geopenbaar, menende die gedagtes wat ek in my hart het, Galasiërs 5 vers 19, kom hy en hy sê hierdie volgende, hierdie is die spieël. As jy hierdie goed in jou lewe sien, moet jy weet daar's iets negatiefs aan jou wat jy gaan moet uitsorteer. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel. Dink jy konstant aan oorspel? Dink jy altyd as jy iemand anders te sien, joh, ek sal graag 5 minute saam met daai girl wil spandeer. Wat is daai gedagte en waar kom hy vandaan? Dan kan ek vir jou sê, Tina, dit kom van wat jy hoor. En dit wat jy sien, die movies wat ons kyk, die woorde wat ons hoor, dit wat hulle vir ons sing. Hoeveel van die wêreldsliedjies kan jy vanoggend vir my bring en sê, hierdie ding is skoon. Dit is opreg. En dan wil ek nou nie die Afrikaanse songs daarbey intrek nie, want dan het ek nou mos weer 'n vendetta vanoggend. Ek wil nou net vanoggend vir jou sê, die musiek waarna jy luister, vorm jou geestelike wêreld. Dit vat jou either nader aan die Here of dit vat jou weg van die Here af. Jy moet self kies, bring dit wel eens in my binneste aan. Yes. Die movies wat ek kyk na wat dit vir jou oorsaak en werk dit vir jouself uit. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Tina, is dit nie in die wêreld waar ons nou leef nie? Ongebondenheid. En ek sê ja, dit is reg. As 'n kerk of 'n gemeente nie vir jou die dinge doen in jou hart wat hulle veronderstel is om te doen nie, of hulle is besig met dinge wat buite die Bybel staan, gaan na 'n ander kerk toe. Maar miskien weet jy, daar's mense wat vandag in die kerk sit en as hulle hierdie skrifgie hoor, dan is hulle weg. Volgende kerk, want hulle wil nie in die morele spieël van die Here gaan kyk om te sien waar hulle pas nie. Hulle wil die soetsappige ou boodskappe hoor in hierdie laaste dae wat vir hulle laat goed voel. Die Here gaan my vergewe, die Here het my vergewe, ek is die senterpunt, die Here loop agter my aan, hy pas my op. Dis foutief daai. Tina, dit is foutief om te dink dat die Here agter my aanloop om my jong te wees, my diensknegt te wees. Hy is ons God. Hy is ons verlosser. Hoeveel van die mense wat ons in hierdie Bybel gelees het, as hulle in die teenwoordigheid van ons verlosser kom, dan val hulle neer soos dooies. Predikers, Tina, wat nie eens meer weet wie Jesus is nie, wat sy rol is nie. Predikers, wat nie meer die Here raak sien as die verlosser en die saligmaker nie. Wat nie meer som erken nie, as die senterpunt nie, want waaroor gaan dit? Oor die pastoor wat voorstaan. Dit is waaroor die kerk deesdae gaan. Ek moet geëer word. Julle moet amen en halleluja en prys die Here vir elke woordjie wat ek spreek. Werk nie so nie, Mishka. Weet jy wat is my rol? My rol is die laagste rol in hierdie gemeente. My rol is om julle voete te kan was.
So het die Here Jesus ook vir ons gewys by daardie laaste ete. Wat het hy gedoen? Die Messias, die God deur wie alles ontstaan het. Nikita, hulle kon nie eers erken dat hierdie fenominale God by hulle in die vlees is nie. En hoeveel keer moes hy vir hulle dit sê, Tina, dat ek was, en ek is, en ek sal altyd wees. En hy kom, die van en hy was hulle voete vir hulle stinkvuil voete, was hy vir hulle. En hy sê, ek los vir julle 'n voorbeeld. Nie dat 'n prediker enigiets in 'n gemeente moet wees nie, maar dat hy 'n dienaar moet wees. Kan nie raak sien waarmee ons besig is nie. En dis hoekom kerke, lock, stock en barrel, saam met elke lid in die gemeente oor die afgrond tuimel. Want hoekom? Die Here is nie meer die belangrikste in daardie kerk nie. Waar is hy? Waar pas hy? Dit is soos 'n kompas. Die hele ou naald is afgebreek. Hy wys nie meer vir ons waar is noord en waar is suid nie. Dit gaan oor ons gedagtes. Predikers, leraars, mense in die kerk wat verkeerde gedagtes het. Hulle wil nie hierdie stukke meer lees nie, Tina. Natasha, hulle wil nie meer lees om te sien waar hulle pas nie. Marlo, hulle wil nie meer weet dat oorspel vir jou in die hel gaan aftrek nie. En Tina, ek moet hierdie stuk lees want dit is vir my die mooiste van hierdie hele stuk. Hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En outomaties Frans praat teen homself. Hy het net nou die dag gesê, die 10 gebooie is belangrik. Hy sê wat hy sê nie. Hy sê hierso, as jy gehoorsaam is aan God, word jy nie weer gestraf deur die wet nie. Maar die oomblik wanneer jy onder van een van hierdie dinge doen, dan plaas jy jouself weer terug onder die wet. En dan moet jy gestraf word. Dan is jy skuldig, dan is jy 'n sondaar. Ja, ek gaan dit nou nie sê nie, want dit gaan nou volgende baie kontroversie veroorsaak. Pas op, dat jy nie dink, dat die klein goedjies 'n groot ramp kan veroorsaak nie. Pas op, dat jy dink, daai sondetjie, wat mense nie raak sien nie, is niks ernstig nie. Pas op. Daai sonde kan veroorsaak dat jy in die brand steek en in die grond inval. Pas op. Hoe maklik, Tina, is dit nie, Natasha, is dit nie, hoe maklik is dit nie? Mense sal dink ek pik op Tina vanoggend, glad nie. Sy is my sussie, hoe sal ek op haar pik? Ek sal ook nie op Narkie pik nie, want sy sal baie kwaad raak. Sy sal van gister af kwaad dat ek haar Narkie noem en Erkie. Ag, toe maar, dit is maar net, ek is lief vir die mense van hierdie ou gemeente. Ons is nou nie groot nie, sussie, maar weet jy wat? Ons het geleer uit nood uit om vir mekaar lief te kry. En vir mekaar lief te wees. En dit nie net te praat nie, maar te doen. Want hoekom? Daaraan en daardeur word die wet van Moses vervul. Wanneer ons kan wys, ons is lief vir mekaar. Nie net praat daarvan nie. Ons is net 'n paar. En ons wil dit nie mis nie. Ons wil nie die Here se genade mis in ons lewe nie. Hy gaan verder aan. Marlo, hy praat van ander goeie hierso. Na hoerery, ongebondenheid, gaan hy aan en hy afgodery. Afgodery. Nee, ons het geen afgodsbeelde in ons teenwoordigheid nie. Pas op wat jy sê. Want jy weet, daar die selfoon, daar die kar, daar daai dit, jou voorkoms, jou letterlike voorkoms, word dalk 'n afbeeld, omdat jy nou die mooiste mens op aarde is dit, daar kan niks met jou gebeur nie. Dis 'n ou nagroompie, en is dit die, en is dit daai, en ek sê nie dat dit verkeerd is nie. Ek sê net, jy dink dat jy nou so lyk, wag tot jy 80 is, ou sis. Dan gaan jy dalk soos jy nou lyk, onderste bo lyk, vol plooie. En ek spreek nie vloeke uit nie, Natasha, ek sê nie, hierdie ding, 'n afgodsbeeld, jy, jou persoon, kan vir jouself 'n afgod word, dat jy dink, ek is die mooiste mens, die mense, die ganse mensdom word gebless deur my teenwoordigheid. Wat 'n lot leens. Towery, vyandskap, toos, glo vir my, hierdie woord, hierdie boodskap wat ek vandag vir julle preek, is vir myself 'n uitdaging, want hierdie hele week stry ek met hierdie situasie.
Ek stry met dit, Tina, oor die gedagtes wat in my binneste is, oor twis en kwaadheid. Ek is kwaad, ek is omgekrap. Ek moet water drink, anders raak ek baie dors. Afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gewaarsku het. Ek weet nie of ons hierdie gedagtes onder beheer het nie. Want ek kan vir eerlik sê, ek staan skuldig vanoggend aan hierdie boodskap myself. Omdat ek sukkel. Maar wat nou gedoen? Wat nou gedoen? Nikita, wat moet ek nou doen? Moet ek nou maar sê, in 'n hoopie as gaan lê en sê, ellendige mens, wat sal ek doen? Nee. Die verantwoordelike ding om te doen, is om te gaan lê op 'n ashoop en te sê, Here, ek het U hulp nodig. Here, ek het U meer nodig as enigiemand anders. Help my. My gedagtes is soos 'n kakiebos. Dit lyk verkeerd. Dit snaaks dat 'n goeie tuin altyd mooi lyk, met die mooi blommetjies. My ouma sal al die blommetjies vir jou kon genoem het. Haar tuin het altyd verskriklik mooi geblyk. Maar weet jy hoe vinnig gebeur het dat daar onkruid in daai tuin is? Dat daar dinge groei wat nie daar gehoord het nie. Mooi ingeruimde lewe. Mooi, alles is reg gedoen. My lewe is reg, ek leef reg. Môre is daar gedagtes van onmin, van twis, van jaloersheid, van haat. En hierdie gedagte is soos daai klein metaal strippie wat daai Concorde raak gery het. Jy dink jy is besig om te vlieg. En volgende oomblik kyk jy vir die grond. En in 'n brandende vuurbol val jy teen die grond vas. Omdat jy hoogmoedig was. Om nie te kon raak sien, in my lewe, Here, is daar foute nie. Ek het U nodig. Dis hoekom dit vir my beter is om die 10 gebooie te lees en myself te herinner, Here, waar staan ek? Here, is daar iets wat uit hierdie 10 gebooie my aankla? Here, of kom ons vat dit weg van die 10 gebooie, want mense dink, ek dink net aan een ding. Ek dink aan die hele skrif, Nikita, die hele skrif. Sê Paulus, is ingegee, is goed vir teregwysing, onderwysing, sodat die mens van God volkome toegerus kan wees om elke goeie ding te kan doen. Die hele skrif, nie net 'n gedeelte daarvan nie. Hierdie hele skrif van Genesis tot in Openbaring is vir my gegee, is vir ons gegee om uit te kan leef. Wat moet ek doen, Here? Hoe maak ek dit reg? Hy sê, vernuwe julle gedagtes. Hoe vernuwe ek my gedagtes? Wat doen ek om my gedagtes weer nie te kry? Paulus gee ook in Romeine, ek het so rukkie terug daaroor gelees, Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle lewens stel. Hoe doen ek dit? Ek stel myself op die proef voor die Here. Ek lees sy skrif en ek kyk of ek daarin pas. En as ek daarin pas en daar's iets wat my negatief laat voel, dan vra ek, Here, hoe maak ek dit reg? En ek het nadat ek dit reg gemaak het, wat doen ek daarna? Wat doen ek daarna? Ek het nou reg gemaak, Here, wat doen ek daarna? Die Bybel sê, bewaar julle gedagtes. Ek gaan hom vir julle lees, hy kom uit 2 Korintiërs. Sien Natasja, ek het nie my papiertjies ingesit nie, sien jy? 2 Korintiërs 10. Maar ek het voorberei. Ek beloof. Want ek het skuldig gestaan, sien jy, Tina, aan gedagtes. Dat ek baie keer kan wens, ek kan mense aan hulle nekke gryp en hulle doodmaak. Net dit wat die Here nie wil hê ek moet hê nie. Here, ek wens, baie keer kan ek net soos 'n cowboy wees, en as ek iemand in die straat kry waarvan ek nie hou nie, sommer net 'n gat deur sy kop te kan boor met 'n pistool. Here, is dit wat U van my wil hê? Nee. Dis nie wat Hy van my wil hê nie. Dis nie wat Hy van my verwag nie. Maar ek word ook kwaad, Here. Dis reg, word kwaad, maar word tonig, maar moenie sondig nie. Waar kom die verskil? Die verskil kom wanneer ek dag en nag dink aan hoe ek hierdie mense te na gaan kom. Dag en nag gaan dink, hoe, Here, gaan ek hulle laat seer kry? Na my hoeveelheid jare binne in die diens
En die mense wat ek leer ken het, en mense wat saam met my gewerk is, daar mense wat ek ken, wat ek kan bel en dan gaan op 'n minuut se tyd by jou voordeur wees, jou arms en jou bene kom breek. Is dit wat die Here van my verwag? Die Here verwag, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Here verwag dat daai mense wat ek ken, wat jou bene en jou arms kom breek, moet ek voorbid dat hulle ook tot bekering sal kom. Dat hulle ook koning Jesus sal ontmoet. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê die volgende: Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewek is teen die kennis van God. Wat is die kennis van God? Kennis van God is dat hy jou liefhet. As jy dit nie weet nie, dan weet jy dit nou. Die kennis van God is dat die Here het ons gemaak in sy beeld. Dat hy vir ons lief is, dat deur Paulus se skrywe op 'n ander plek in die Bybel sê hy dat geen niks kan ons skei van die liefde van God nie. Maar ek en jy moet kies om dit te aanvaar. Kennis van God, al die skanse. Wat se skanse? Ek dink ek is goed genoeg, ek is beter as die res. Die kerk moet voor my buig en voor my bieg. Nee, sien hoe dit werk nie. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat gewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte gevangenes neem aan die gehoorsaamheid van God. Here, hierdie gedagte het ek vir 'n moment gehad. Wys vir my die waarheid van hierdie gedagte. En as die Here vir jou sê, dit kom nie van my af nie, dan bestraf jy daai gedagte. In Jesus naam verklaar ek jou, jy is nie meer deel van my lewe nie. Gaan weg. Moenie weer terugkom nie. Gedagtes, Mishka, gedagtes kan veroorsaak dat ek in die hel beland. Kwaad wees, moet ek weer deur hulle gaan? Ek kan hulle weer lees, is nie moeilikheid nie. Ek kan hulle weer lees. Ernstig gaan ons ernstig iemand raak ry met dit. Want dit het my raak gery, Tina. Hierdie preek sê ek weer, preek ek vir myself vandag. Later vanmiddag as miskien om voorberei gaan ek weer sit en luister na wat ek vir myself preek. Want ek kry skaam vir myself baie keer. Vir die ou dingetjies wat ek bedink. Here, hoe kan 'n man van God in hierdie uur en in hierdie eeu nog sulke gedagtes dink? Reinig my asseblief, Here. Laat ek nie meer so dink nie. Want hoekom? Ek wil leef soos wat God wil hê ek moet leef. In hierdie wêreld sal julle baie verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het dit oorwin. Dis die woorde van ons Messias, sussie, wat hy gesê het. Hou goeie moed. Ek het dit oorwin. Dieven, as ons nie gaan nie, gaan ons in moeilikheid kom. As ons nie gaan begin sê, Here, herstel die kompas in my lewe, sodat my lewe konstant terugwys na U toe. Want wat is my en jou se rol? Nikita, ons rol is om vir mense te wys. Volg my, soos wat ek 'n navolger van Jesus Christus is. Paulus se woorde, né? Paulus se woorde. Wees 'n navolger van my, volg my, soos wat ek Jesus volg. En as jy dit vir mense sê, moet jy seker maak dat jou lewe ingerig is volgens die woord van God. Dat jy dit reflekteer wat hier binne-in staan. Gaan jy foute maak, Marlo? Miljoene. Gaan let daar op jou ashoop, gooi as op jou hoof, huil, kry klaar, staan op, was jou gesig, kom terug na die Here toe. Want hy sal ons vergewe vir elke oortreding. Nie so nie. Verklaar hy nie so nie. Dat God getrou en genadig is om ons te vergewe van al ons oortredinge. Maak reg. Bestraf daai gedagtes, kry klaar met dit. Laat daar lewe in jou binneste kom. Dit gegee deur die Heilige Gees, wat ons wil en ons gaan lei. Ons is 'n klein gemeentetjie. En ek prys die Here daarvoor. Ek prys dat ek my kinders het om te kan luister. Daar kort hoeveel? 4 van hulle. Nee, 6, is ek reg? Ja. John, Marty, kort hier. Vanessa en Richard en Chandri en Zander, kort hier. Dink ek is die beste? Nee, dis my kinders.
En dan kan ons nog na Tina toe gaan ook. Dis kort. En Miska kan sê, iemand kort. En Akita sê, iemand kort. Natasha kan sê, my ma, my pa kort. Ons plan om ons visie is om hierdie gemeente te laat groei. Maar voor ons by dit uitkom, moet ons eers onsself reg kry. Om in lyn te wees met wat God van ons verwag. Daarsonder kan jy preek tot jou ore van jou kop afval. Jy kan preek dat die spoeg so spat. Jy gaan niemand tot bekering kry nie. Want daar's een ding in 'n mens wat vinnig kan agterkom dat jy fake is, en dit is jou gees. As jy nie geweterbaar is nie, as jy nie die gees van God het nie, kan jy preek tot jy moeg is. Niemand gaan tot bekering kom nie. Daarom begin ek by my. Here, maak vir my reg. Volgende naweek, Nikita, as jy kan kom, gaan ons tafel terugskuif hierdie kant toe. Ons is 'n bietjie laat met dit. Tina, daar was 'n klomp dinge wat gebeur het. Wil ons tafel terugskuif hiernatoe. Ons wil nagmaal bedien. Maar voor ons by daai tafel uitkom, wil ons al die ou dingetjies. Ek wil nou eintlik vanoggend 'n swart emmer, nie swart emmer, die asblik hier neersit. Miskien moet ek dit volgende week doen, hè. Sit ons 'n swart asblik hier neer. En dit waarvoor jy kwaad is en wat vir jou omgekrap het, skryf jy op 'n papiertjie, kom gooi hom in die asblik en ons grap nie weer na die asblik nie. En ons gooi die dinge weg wat vir ons seermaak. Ons gaan gou nie weer in die ashope nie. Dan is ons klaar. En ons begin onsself uitstrek na die koninkryk van die Here toe. Om te leef vir wat geregverdig is. Die Here wil met ons wees. Hy wil ons lief hê. En hy het ons lief. Maar ons moet hom toegang gee tot ons lewens. En tot ons gedagtes. En daarmee sluit ek af. Kom ons bid saam. Abba Vader, Here, dankie dat U genadig is, getrou en regverdig is. Dat tot in hierdie uur U ons nog steeds kom lei. Dat U ons nog steeds lief het. Dat daar geen gesag of autoriteit is, geen wêreld of geen niks is wat ons kan skei van U liefde, Here. Ek wou dit nou vanoggend so mooi sê soos Paulus dit sê. Maar Here, U weet wat ek uit my hart uit bedoel. Dankie, Here, dat U vir ons onvoorwaardelik lief het. Solank as wat ons in U wil bly. Ons prys en ons eer U daarvoor. Ons vra dat U ons sal seën in Jesus naam. Amen.